Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Waak en bid. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Efesiërs hoofstuk 6 vers 18. Om te waak en te bid is nodig vir vooruitgang in die goddelike lewe. Jou enigste veiligheid is om soos 'n wag te leef. Waak en bid altyd. O, wat 'n voorsorgmaatreël teen die toegewing aan versoeking en die val in die strikke van die wêreld. Pas op, waak en bid. Markus hoofstuk 13 vers 33. Eerstens moet jy waak. Waak dat jy nie te haastig, te veel en te ongeduldig praat nie. Waak dat hoogmoed nie 'n plek in jou hart vind nie. Waak dat bose hartstogte jou nie oorweldig in plaas daarvan dat jy hulle onderdruk nie. Waak dat jy nie ligtelik en onbenullig is en jou invloed die geur van die dood eerder as die lewe afgee nie. Tweedens, jy moet bid. Jesus sou jou dit nie beveel het, tensy daar werklike noodsaaklikheid daarvoor was nie. Dit is aan hom wel bekend dat jy uit jouself nie die baie versoekings van die vyand en die baie strikke wat vir jou voete gelê is kan oorkom nie. Hy het jou nie alleen gelaat om dit te doen nie, maar het 'n manier voorsien waarop jy hulp kan kry. Daarom het hy jou beveel om te bid. Om reg te bid is om God in geloof te vra vir die dinge wat jy nodig het. Ga na jou kamer of na 'n afgesonderde plek en vra jou Vader om jou te help ter wille van Jesus. Daar is krag in daardie gebed wat gestuur word uit 'n hart wat oortuig is van sy eie swakheid, maar tog ernstig verlang na daardie krag wat van God kom. Die ernstige, vurige gebed sal gehoor en beantwoord word. Moenie flou word nie. Werp jouself aan die voete van Jesus, wat versoek is, en weet hoe om diegene te help wat versoek word. Pleit jou saak voor God, deur Jesus, totdat jou siel met vertroue op hom kan staatmaak vir krag, en jy voel dat jy nie alleen die werk van oorwinning moet doen nie. God sal jou help, engele sal jou waak, maar voordat jy hierdie hulp kan verwag, moet jy doen wat jy kan van jou kant af. Waak en bid.